gaan vanoggend vir ons twee gedeeltes lees in die verhaal van Samson. Nou, ek wil eers begin by vroeg voor Samson se geboorte, wil ek graag daar vir ons net een vers lees, waar die engel vir Samson se ma sê, jy is reeds swanger. Trouwens, jy is reeds swanger en jy sal 'n seun in die wêreld bring. Sy hare mag nie geskeer word nie, want die kind sal van geboorte af aan God gewy wees. Ek sê weer, want die kind sal van geboorte af aan God gewy wees. En dit was die pad wat vir Samson vooruit was. Dit was hoe sy toekoms gelyk het. Dis hoe sy toekoms moes gelyk het. Maar dan kom ons aan die einde van Samson se verhaal en dan lees ek vir ons die laaste snikke van sy lewe. Die leiers van die Filistyne het bymekaar gekom om 'n groot offer te bring. Hulle het hulle god Dagon en om fees te vier het hulle gesê, ons God het ons vyand Samson in ons mag oorgegee. Toe die Filistyne hom sien, het hulle God geprys en gesê, ons God het ons vyand in ons mag oorgegee. Ons vyand wat ons land verwoes het. Hy wat so baie van ons doodgemaak het. Toe die Filistyne lekker vrolik was, het hulle gesê, roep vir Samson, dat hy ons kan vermaak. Hulle het toe vir Samson uit die tronk laat kom, en hy het hulle vermaak. Hulle het hom tussen tempelpilare laat staan, en hy het vir die helper, wat hom aan die hand vasgehou het, gesê, laat my so staan, tot ek die pilare kan voel, waarop die tempel rus, sodat ek daarteen kan leun. Die tempel was vol mans en vrouens. Al die leiers van die Filistyne was daar, en op die dak was omtrent 3000 mans en vrouens, wat gekyk het, hoe Samson hulle vermaak. Toe roep Samson tot die Here, Here my God, dink tog aan my. Ek sê weer, Here my God, dink tog aan my. Maak my tog net hierdie een keer sterk. O God, dat ek met my een daad op die Filistyne kan wreek oor my twee oë. Samson het die twee middelpilare waarop die tempel rus vasgevat en teen hulle geleun, sy regterarm om die een en sy linkerarm om die ander. Toe sê hy, laat my sterf saam die Filistyne. Hy het met al sy krag getrek en die tempel het in mekaar geval op die leiers van die Filistyne en op die mense daarin. So het Samson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy lewe. Daarna het sy broers, sy hele familie gekom en sy lijk kom haal. Hulle het hom gevat en gaan begrawe tussen Sora en Estaol in sy pa Manog se graf. Samson was 20 jaar lank leier van die Israeliete. Net tot sover. Elke liewe mens het dele in hulle lewe waaroor hulle skaam is. Ons almal het besluite wat ons sou wou oor kon maak, wat ons nou die uitkoms weet, maar wat ons so graag net sou wou teruggaan en hierdie besluite bietjie verander. Sonde wat ons gedoen het, wat ons so graag sal wil wegvee. Foute wat ons gemaak het, wat ons jare en jare agtervolg. Maar tog sê Paulus in Romeine 8 vers 28, alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. En die kruks van die saak is, dis nie net die goeie dinge nie. Alles, selfs die foute, selfs die sonde. Nie omdat dit reg is nie, maar omdat God nie dit vermors laat gaan nie. En dit is presies die hart van die Latynse frase amor fati. Amor fati beteken liefde vir jou lot. Nie 'n passiwiteit nie, maar om te lewe met 'n aanvaarding. Ek sal nie meer vlug van my verlede af nie.
gee dit vir God. En dit is presies wat ons sien in Samson se lewe. In een sin, net in een sin, sê gou vinnig vir mekaar, wat is die eerste gedagte wat by julle opgekom het toe julle die woord Samson gehoor het? Wat is die eerste ding wat jy aan gedink het as jy aan die karakter van Samson dink? Woorde so sterk, magtig, geroepe, dalk genadig het dalk opgekom by die tafels. Maar dit sal interessant wees, het iemand die frase gebruik, baie soos ek? Of iets soos, ek is soos Samson. Iemand met wie ek myself nogals kan vergelyk. Sien, Samson was 'n tragiese held gewees. Van geboorte af was hy afgesonder vir God. 'n Nasareer. Hy was van voor sy geboorte af, was hy al geroep gewees om God te dien. Nog voor hy gebore was, het hy 'n lewe vol potensiaal gehad. Hy het al reeds 'n roeping gehad, nog voor hy sy eerste asem gehaal het. Maar aan die ander kant van Samson se lewe, toe sy lewe na 'n einde toe begin beweeg, toe sien ons iemand wat impulsiewe besluite gemaak het. Iemand wat gevange was deur sy begeertes. Iemand wat baie keer kort van visie en kort van draad was. As hy iets wou gedoen het, het hy dit gedoen. Want hy was sterk genoeg om dit te kan doen. Hy was magtig genoeg om dit te kan doen. So 'n bietjie vergeet van waar hy sy krag gekry het. Waar hy sy roeping gekry het. Hy was 'n man wat keer op keer sy krag gebruik het vir selfvervulling. Wat wegbeweeg het van die doel wat God vir hom gegee het. Wat besluite gemaak het eerder ten gunste van homself as ten gunste van God. En op 'n dag staan hy op om sy vyande oorwin. Hy is mos die sterkste mens wat op die aarde geloop het daai tyd. En hy besef, maar God het hom verlaat. En hy het dit nie eers besef nie. Samson word geblinddoek. Hy word op die ou ende geboei en bespot. Hier is die een wat God se volk moes red, nou 'n speelding in die hande van God se vyande. In die hande van die Filistyne. Maar dan gebeur daar iets interessants hier aan die einde van sy lewe. Sy hare begin weer groei. En dit is nie net 'n simbool, soos ons weet, mag hy nie sy hare geskeer het nie, en sy hare was 'n simbool van sy krag wat hy van God gekry het. Maar dit was ook 'n simbool van God se genade. 'n Simbool dat daar meer as net fisiese krag is wat besig is om te herstel. En in daai tronk, sonder oë, sonder status, bely hy sy sonde. En al wat hy vir die Here sê is, Here, dink tog aan my. En dit is hier waar die amor fati begin. Nie 'n selfregverdiging nie, maar eerder 'n selferkenning. Sien, amor fati is die pad van belydenis en aanvaarding. Ons het vroeër vir mekaar gesê, amor fati beteken
nie ek is reg soos ek is nie. Dit beteken eerder ek is gevorm deur alles wat ek was. Alles wat met my gebeur het, vorm my. Dit is deel van my storie. En God gebruik selfs dit. As ons vanoggend na Amorfatie kyk, dan beteken dit in Christus, ek erken my sonde. Ek gee dit 'n naam. Ek noem dit. Ek sê wat dit is. Ek bely dit. Sonder verskonings, ek bely dit. Ek los dit agter, nie omdat ek dit gaan vergeet nie, maar omdat ek weet, God kan dit herskep. God kan my herskep. Hy kan my weer gebruik. Ek gee dit vir God, sodat hy my kan gebruik. Samson het nie aan die einde van sy lewe gekom en gesê, ek is onskuldig nie. Al wat hy gesê het is, Here, dink tog aan my. Hy het nie sy storie en sy verlede en alles wat hy gedoen het, probeer wegsteek nie. Hy het dit op die ou ende aan God oorgegee, selfs in sy laaste asem. Natuurlik, as ons oor Samson praat, kan ons nie oor Samson praat sonder om oor God se genade te praat nie. Want sien, die wonder van God se genade is nie net dat hy sonde vergewe nie, maar dat hy die gevolge van daai sonde kan gebruik tot sy eer. Samson in sy dood bring bevryding vir sy volk. Hy eindig nie as 'n rebel nie. Samson se lewe eindig as iemand wat teruggekeer het na God. Nie perfek nie, maar oorgegee. My vraag dan vanoggend, ek en jy, kan ons storie aan God gee. Ons het saam met Samson se tragiese verhaal, ons het saam gekyk na die tragiese verhaal van Samson se lewe. Gesels oor wat beteken Amorfatie. Maar my vraag dan vanoggend aan myself en aan een en elkeen is, en ek, kan ek my storie aan God gee? Het ek ook vanoggend dalk foute wat ek wegsteek? Dalk sê ek so Samson, aan die buitekant lyk ek sterk, maar aan die binnekant is ek eintlik maar verlore. Of dalk voel ek vanoggend soos wat Samson aan die einde van sy lewe gevoel het. Blind. Ek kan nie meer sien waantoe die pad vir my lê, hoe die pad lyk wat ek moet loop nie. Mishandel deur die lewe. Gebroke. God verlate. Dalk sal vanoggend hoofstukke in ons verlede wat ons absoluut haat, wat ons gewens het, ons kan daarvan vergeet, wat ons wens maar, ek het anders gekies. Amorfatie in Christus sê, ek aanvaar al hierdie dinge as deel van my pad. Nie omdat hierdie dinge reg was nie. Nie omdat ek dit probeer regverdig nie, maar omdat God selfs dit kan gebruik. Selfs dit 10 al gebruik het in my lewe. Dit is nie sonde wat heilig is nie. Inteendeel, sonde is die teenoorgestelde van heilig. Dit is God wat hierdie sonde vergewe, wat die foute wat ons maak gebruik, wat heilig is. Maar wat nou? Hoe gaan ons nou van aanvaarding
tot verandering. Ons het gehoor wat dit beteken. Ons het gehoor dat amor fati glad nie beteken dat ek my verlede en my sonde goed praat nie. Maar om ons foute oor te gee aan God, sodat hy dit kan gebruik, sodat ek kan vry wees van my verlede, dat hy my kan gebruik, dat hy my kan hervorm, herskep in iets niets met my kan doen. En wat gebeur dan? Wat gebeur na daardie belydenis? Na daardie oorgawe? Na daai aanvaarding vir my lot? Wel, vir Samson het dit beteken, toe Samson bid, het hy nie net aan God gesê, ek is jammer nie. In my laaste oomblikke het dit vir Samson beteken, dat hy God weer vertrou met sy roeping, met sy storie, met sy toekoms. Al was sy toekoms kort van daar af. God gee hom een laaste daad van betekenis. Vir Samson het dit beteken, van daardie punt af, van daai punt van aanvaarding vir sy lot, hy leef nie meer in sy eie krag nie. Hy vra vir God vir krag. Hy leef nie net meer vir wraak nie, maar hy leef vir God se eer. Sy laaste oomblik word 'n oomblik van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan 'n roeping wat hy ontvang het nog voor hy die eerste keer asem gehaal het. Samson sterf nie as iemand wat 'n mislukking was nie. Hy sterf as iemand wat teruggekeer het na sy oorspronklike roeping om God se volk te bevry. Wat beteken dit vanoggend vir ons? In die eerste plek beteken dit ons is nie gedefinieer deur ons verlede nie. Jy is nie gedefinieer deur God. Jy is nie gedefinieer deur jou verlede nie. Jy word gedefinieer deur wat God met jou kan doen, ongeag van jou verlede. Met jou verlede. Nie ten spyte daarvan nie, want dit is deel van jou storie. Jy kan jou storie begin leef. Nie uit skaamte nie, maar uit oorgawe. Dis nie net jammer wees nie, dis gebruik my Here. Daar's geen verborgde hoofstuk in jou lewe vanoggend wat God jou nie van kan verlos nie. As jy dit aan hom gee, kan hy selfs die seerste van seerstukkies heilig maak. In die vierde plek beteken dit, daar's werk om te doen. Selfs na breek, selfs na die gebrokenheid van die lewe en selfs na sonde. Jy's nie op 'n ashoop nie. Jy's op die werf van God se herskepping. Hy is besig om jou te gebruik. Wat daarvan as jy vandag sê, ek aanvaar my verlede, nie as reg nie, maar as deel van God se pad met my. Wat daarvan as jy vandag sê, ek aanvaar dat ek nie perfek is nie, maar God is nog besig met my. Wat daarvan as jy vanoggend sê, ek aanvaar weer my roeping. Nie omdat
ek kragtig is nie, maar omdat God genadig is, omdat God goed is. Amorfati sê, ek dra alles in my seer, my skuld, my stories, en ek gee dit aan God met oop hande, sodat hy kan wys, selfs dit kan die vrug dra. Samson het nie weer perfek geraak nie. Hy was inteendeel nog nooit perfek nie. En in die einde, toe hy sy lot aanvaar, het hy nie perfek geword nie. Hy het een ding gedoen. Hy het toegelaat dat God hom weer gebruik, selfs in sy gebrokenheid. Nou, vanoggend, nou is dit ons beurt. Dat God ons weer gebruik. Dat ons vrede maak met die verlede. Dat God ons kan hervorm en gebruik in sy roeping wat hy vir ons het. Amen.